Vriende, jy sal dit nêrens in die Bybel kry dat Bybelskrywers negatief oor die wet van God is nie. Ek beleef dit nogals dat mense partykeer die wet as 'n las of iets swaars of iets moeilik sien. Terwyl jy daai boodskap nêrens in die Bybel sal kry nie. Trouwens, die teenoorgestel is altyd waar. Wanneer jy hoor wanneer iemand oor die wet van die Here skryf in die Bybel, Ou Testament en Nuwe Testament, dit altyd positief is. Dit altyd goed is om daaroor te praat. Dit altyd goed is om die wet van God te onderhou. Daarin sal jy die boodskap kry van dis so swaar en dis 'n las en dit bind my en dit onneem my vryheid en alles wat ons partykeer so aan die wet kan koppel nie. Dit is altyd iets moois, is altyd iets goeds. Daar is altyd vrugbaarheid daarin om die wet van die Here te onderhou. Dit is altyd vir jou goed om die wet van die Here te onderhou. En jy kan nou maar so 'n bietjie op jou eie gaan lees, gaan kyk so 'n bietjie wat as die woord wet voorkom, wat word altyd oor die wet gesê. Maar een van die mooiste tekste natuurlik as dit by die wet van die Here kom is Psalm 119. Psalm 119 is nou wel die langste psalm en dit maak mense moeg om hierdie psalm te lees want dit het soveel verse dat jy altyd net 1 of 2 lees. Maar dit loon nogals om daardie hele lang psalm vir 'n slag een keer in een sit deur te lees. Want dan kom jy agter Psalm 119 is niks anders as 'n loflied oor die wet van God nie. Die psalm word so geskryf dat jy oor en oor hoor hoe goed dit is om die wet van die Here te onderhou. Hoe goed dit vir jou is. Hy begin sommer daar in vers 2, deur in die ou vertaling, die 33 vertaling het dit die vreeslike woorde gebruik van welgeluksalig. Nou ja, dis 'n woord wat die ouer mense goed ken, maar ons jonger ouens sukkel so 'n bietjie met hierdie lang woord, maar welgeluksalig sê presies as jy hom opbreek, jy is wel in jou saligheid. Dit gaan met jou eintlik baie goed as dit kom by jou saligheid. Welgeluksalig is die opregtes van weg, die wat in die wet van die Here wandel. Die 83 vertaling het dit, die 2020 vertaling het dit vertaal met gelukkig is mense wie se lewenspad onberispelik is en wat die wet van die Here volg. Hierdie woordjie welgeluksalig wat nou in die 83 en in die 2020 vertaling verander is na die woordjie gelukkig, is natuurlik dieselfde woord wat ook gebruik word in Matteus 5. As jy nou sommer net vinnig soontoe sou blaai, dan onthou jy mos die Here begin met die saligsprekinge daar in Matteus 5 en dan begin hy elke ene met die woord in die ou vertaling welgeluksalig is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Nuwe vertaling gelukkig is jy as jy weet hoe afhanklik jy van God is. En daardie woordjie gelukkig is net die Griekse woordjie wat julle nou almal mos nou ken want ek het al baie gebruik, makarios. Makarios wat letterlik beteken jy is uitermate gelukkig of geseënd. As amper nie 'n groter of 'n hoër vorm van geluk as hierdie makarios nie. En nou sê die psalmdigter, dis hoe gelukkig jy is as jy die wet van God hou. En as jy nou die res van die psalm gaan lees, dan vloei die gevolge daarvan as ware soos 'n stroom. Dit loop oor van die wonderlike gevolge wat dit vir jou inhou as jy die wet van die Here naleef. Hy sê byvoorbeeld, dit gaan met jou goed, jy's 'n gelukkige mens. Hy sê tweedens, dis vir jou beter as wat heuning vir jou keel sou wees as jy siek is. Hy sê dis vir jou meer werd as wat al die skatte van die wêreld saam is. Ag, en jy kan daai hele psalm gaan kyk, hoeveel keer gee hy 'n besonder gevolg wat dit vir jou inhou as jy die wet van die Here nakom. God se wet moet nooit vir ons 'n las wees nie. God se wet moet altyd vir ons vreugde verskaf. Moet altyd vir ons lekker wees om die wet van die Here na te kom en uit te leef, juis omdat dit vir ons soveel positiewe en goeie gevolge inhou. Kom ons sit net so, dan word ons so vir 'n oombliekie stil en ons sê net by onsself vir die Here, partykeer sien ek dit so 'n bietjie nie heeltemal so nie. Partykeer is ek dalk so 'n bietjie negatief daaroor. Maar kom ons bely ook dit en dan sal ek vir ons voorgaan in gebed. Here, baie dankie vir u wet.
Dankie dat U vir ons U wet gegee het, omdat U graag wil hê dat ons, as ons so lewe, gelukkig kan wees en dat dit met ons kan goed gaan. Dankie dat U ook by monde van Johannes vir ons kom sê dat U gebooie is nie moeilik om te leef nie. Want U het U Gees in ons geplaas om dit vir ons moontlik te maak. Dankie dat ons vanmôre mag vra, mag U wet regtig vir ons gelukkig maak. Mag U wet vir ons so goed wees soos wat heuning vir 'n seer keel sou wees. Mag U wet vir ons meer kosbaar wees as al die skatte van hierdie wêreld. En vergeef ons, Here, as ons U wet op sekere maniere oortree, as ons nie doen soos wat U van ons vra en van ons verwag nie. Wil U asseblief vir ons opnuut erns gee om op so 'n wyse voor U te leef, dat juis in die nakom van U wet ons besig is om U wil te gehoorsaam. Hoor ons ook, Here, as ons as kerk vanoggend bely, ons glo in God die Vader, die skepper van lewe en lig en van alles wat in hierdie groot heelal is. En ons glo in Jesus Christus, die gestuurde van God, wat dood was, wat opgestaan het, wat lewe en wat die ware lewe vir ons gee. Ons glo in die Heilige Gees, ons voorspraak en trooster wat vir ons lei en leer. Ons glo in een heilige kerk, die gemeenskap van liefde en omgee, die liggaam van Christus. Ons glo aan die lewe na die dood wat tot in alle ewigheid in God se teenwoordigheid en heerlikheid sal voortduur. So glo ons vanoggend. Amen. Kom ons maak ons Bybels oop by nog 'n baie bekende gedeelte wat oor die wet handel, Matteus 22, die sogenaamde samevatting van die wet wat ons vroeër dalk elke Sondag gehoor het of op 'n manier meer gereeld gehoor het. So kom ons lees dit vanoggend weer saam. Matteus 22, daarvan vers 34 af. Here, mag U woord vanmôre op 'n besonderse wyse tot elkeen van ons kom. Mag U Heilige Gees self die woord aan ons oopbreek. Mag U die woorde wat ek spreek self verander en so vorm dat dit vir elkeen U boodskap word. En dat ons hier sal uitloop, môre ook 'n wêreld sal instap met 'n begeerte om hierdie boodskap te gaan leef, soos wat U van ons vra. In Jesus se naam. Amen. Vers 34, toe die Fariseërs hoor dat uit die Sadduseërs die sweye opgelê het, het hulle bymekaar gekom. Een van hulle, 'n wetkenner, het vervolgens 'n vraag gestel om hom te toets. Rabbi, wat is die heel belangrikste gebod in die wet? En Jesus het vir hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. So anderster kon sê, in hierdie twee gebooie word die totale Ou Testament saamgevat. Nou, vriende, ek het nou die eerste deel van die jaar het ek nou stilgestaan wat dalk nou nie die jaar saam met ons was nie, net so vir 'n oombliekie gesels hier die hele jaar oor die kerk met die tema van kan ons asseblief weer voor en oor begin, weer by die oorspronklike bedoeling van die kerk uitkom, die Engelse woord wat of Engelse gesegde wat dit soveel makliker sê, back to basics. Kan ons net weer by die basiese beginsels van die kerk stil staan? En ons het nou oor 'n klomp goed gesels in die eerste 6 maande wat verby is. Maar die klem het gelê op God se verhouding met sy kerk. Hy is die hoof van die kerk, dit gaan nie oor my in die kerk, dit gaan oor hom in die kerk, die heiligheid van die Here het ons 'n paar keer oor gesels, die feit dat hy ons versamel om sy kerk te wees, dat ons sy liggaam hier op aarde is. So die klem het vir die eerste 6 maande het dit gelê op God. Vir hierdie volgende klompie maande gaan ek so 'n bietjie stil staan by ons verhouding nou met mekaar. Wat vra die Here van sy kerk hier op aarde?
waarin ek en jy in 'n verhouding met mekaar staan. Hoe wil hy hê moet ons as die lede van die liggaam van Christus nou saamleef? Nou die ouens wat by 'n omgegroepie inskakel, weet ons het in die eerste kwartaal, het ons juist daai boekie behandel van 'n mekaar gemeente. En by 'n klomp van hierdie mekaar tekste stil gestaan. Ek gaan nou die aard van die saak so 'n bietjie in hierdie kwartaal uitbrei op daardie tekste. En een van hulle, of die eerste een waarby ons dan gaan stil staan, is juist hierdie gedagte van dat ons mekaar moet lief hê. Die ware kerk van Christus word geken deur liefde. 'n Kerk wat nie lief het nie, is geen kerk nie. Jy kan 'n social club wees, jy kan 'n bymekaar komplek wees van mense wat elke Sondag bymekaar is, maar jy is dan nie kerk nie. Kerk word gedefinieer deur die liefde. Die liefde is daardie een onderskeid wat maak of jy van kerk kan praat en of jy nie van kerk kan praat nie. As daar nie liefde is nie, kan daar geen kerk wees nie. Kerk word gevorm deur mense wat mekaar liefhet. Daar is 'n klomp tekste wat dit vir ons baie duidelik maak, maar ek gaan uit die aard van die saak nou nie by almal van hulle kan stil staan nie. Die woordjie mekaar, ek het dit baie vroeg in die jaar gesê, maar dalk het jy dit nou al vergeet. Die woordjie mekaar kom 154 keer in die Nuwe Testament voor. En in elke konteks waarin dit voorkom, praat dit oor my verhouding en die manier hoe die Here van my verwag om teenoor 'n broer of 'n suster in die kerk op te tree. Dit vind altyd plaas binne hierdie konteks van gemeente wees. Hoe gemeentemense, hoe kinders van die Here, hoe sy volgelinge teenoor mekaar moet optree, teenoor mekaar moet praat, wat hulle ook al teenoor mekaar moet doen. 154 keer word daaroor mekaar gepraat. En in al hierdie, jy kan hulle maar by mekaar gaan sit, al hierdie 154 tekste, sal jy die onderliggende tema van die liefde by hulle almal kry. Elke keer kom daar iets van die liefde na vore uit die aard van die saak. Of ons vir mekaar bid en of ons mekaar help, of ons met mekaar praat, dit geskied altyd in die gees van liefde. Maar in meer as 50 kere, meer as 50 tekste, word daar pertinent gesê dat ons mekaar moet lief hê. Met ander woorde, meer as 1/3 van al die tekste praat oor die liefde. Ons kan nie dit ontken om te sê, dit is die uitstaande kenmerk as dit kom by die kerk nie. Die Here verwag van ons dat ons mekaar moet lief hê. As ons dit nie doen nie, is daar eintlik geen kerk nie. As ek vanmôre vir jou sou vra, wat dink jy is die grootste liefde wat daar bestaan? Dan sou jou antwoord waarskynlik wees na aanleiding van die konteks waarin jy jouself op hierdie oomblik bevind. As dit gister jou troudag was, of jy trou eerskomende naweek, dan sou jy dalk baie vinnig kon sê, daar kan nie 'n groter liefde wees as die liefde wat ek vir my bruid of vir my bruidegom het nie. Hierdie ongelooflike liefde wat jy ervaar wanneer jy op trou staan, en jy voel dis die grootste, dis die wonderlikste wat daar kan wees, is hierdie voorreg om saam met hierdie persoon die res van my lewe te wil sluit. Baie ons sal sê, dis die grootste liefde. Anders sal dalk weer sê, die oomblik as ek 'n mamma geword het en ek het daardie babatjie in my hand vasgehou, daar kan nie 'n groter liefde as dit wees nie. Daar's 'n ongelooflike besonderse liefde tussen 'n ma en haar kind, wat maklik kan wees. Dis die grootste liefde wat daar is. Ma sal alles vir haar kind doen uit liefde. As jy jou ouers moet versorg op hulle ou dag, dan sal jy dikwels hoor dat mense van buite sal sê, wow, daar's nie 'n groter liefde as 'n kind wat vir hulle ouers sorg wanneer hulle nie meer kan nie. Of as ons dink aan 'n groep soos caregivers, felicitous mense, wat letterlik dag en nag by iemand sal sit wat terminaal met kanker lê. Ons sal maklik sê, daar's nie 'n groter liefde as mense wat hierdie diens vir ander verrig nie. So afhangende van wat jou konteks is, sou jy vanmôre kon sê, dis waarskynlik die grootste liefde. Maar ek en jy weet, saam met dit, bo dit, sal ons vanmôre moet sê, daar kan uiteindelik ook nie 'n groter liefde wees as die liefde wat God vir ons het en wat hy van ons verwag ons weer verder moet hê nie. Dit hoor ons uiteindelik in hierdie teks wat ons nou gelees het. In die Grieks is daar 8 woorde wat gebruik word om oor liefde te praat. Ons ken eintlik 4 bekendes, die ander is 'n bietjie meer onbekend. Ons ken meeste die woordjie eros.
Dis die aantreklikheidsliefde, of die aangetrokke liefde, die seksuele liefde, as jy dit nou in daai terme wil sê, word van die woordjie eros gebruik. Ons praat van die woordjie, of ons gebruik die woordjie phileo, om te praat van 'n vriendskapsliefde wat daar is. Ons hoor die woordjie strogos, wat gebruik word vir familieliefde, pa teenoor sy seun en 'n boetie teenoor sy sussie, dis strogos liefde. En dan ken ons almal die groot woord agape. Nie agape soos wat ons partykeer verkeerd uitspreek nie, agape, dis die Griekse woord. 'n Liefde wat ons weet onselfsugtig, onverdiend is, die liefde waarmee God ons liefhet. Trouwens, as jy nou in al hierdie tekste gaan kyk wat handel oor die liefde, hierdie mekaar liefde, dan is dit die woord wat elke keer gebruik word. Elke keer as daar gepraat word oor God se liefde vir ons, en hoe hy wil hê ons mekaar moet lief hê, dan word die woordjie agape gebruik. Nie philo of enige van die ander woorde nie, hierdie woordjie agape. En agape is eintlik so groot, so ryk, dat die woordeboeke so bietjie sukkel om dit in 'n definisie vas te vat. Maar as jy nou 'n definisie aan dit sou wou koppel, dan hoor ons, dis 'n woord wat gepaard gaan met respek, met agting, met 'n diep gewortelde waardering vir iemand, sonder dat die ontvanger daarvan iets daarvan verdien. En dis mos presies hoe God ons liefhet. Hy het ons lief sonder dat ons dit verdien. Hy het ons selfloos lief gehad, Jesus Christus, toe hy aan die kruis vir ons kom sterf het. En daardie liefde is wat hy ook van ons verwag teenoor mekaar. So kom ons haal 'n bietjie hierdie teks van vanmôre uit mekaar uit. Die eerste wat ons hoor, is dat ons liefde vir God bo alles moet hê. Vers 37-38, Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. Daar kan nie 'n liefde groter wees as die liefde wat God vir ons het, maar wat hy ook van ons verwag om vir hom terug te hê nie. En nou moet ek en jy vanmôre hoor, ons kan nie vir God uit ons eie so lief hê nie. Dis net gewoon onmoontlik. Daarom sal Johannes vir ons sê, ons het lief omdat God ons eerste lief gehad het. Omdat God sy liefde aan ons bewys het, juist daarom kan ons uiteindelik ook lief hê. En hierdie liefde van God, hierdie agape liefde van God, het sigbaar geword in Christus Jesus aan die kruis. Hoeveel keer hoor jy in die Nuwe Testament dat die evangelieskrywers en die brieweskrywers dit vir ons duidelik maak, as jy wil weet en wil sien hoe lyk God se liefde vir jou, gaan staan by Golgotha stil. Gaan staan by die kruis stil. Gaan kyk hoe lyk liefde in aksie. Johannes 3:16. God het hierdie wêreld so lief gehad, né? Dat hy sy seun gegee het. Sy seun wat aan die kruis gesterf het, sodat nie een verlore hoef te gaan nie, maar elkeen gered kon word. En op grond van wat hy alles kom doen, het hy sy alles kom gee, onselfsugtig. Onverdiend het ek en jy dit ontvang, vra hy nou, dat ek hom met hart en met siel sal lief hê. Natuurlik hoor ons as hierdie fariseer wat 'n wetkenner is, soos die 2020 vertaling dit sê, na hom te kom, dan probeer hy hom nie vraag vra om daaruit te leer nie, hy probeer hom vastrek. Here, wat is die, of Rabbi, wat is die jou grootste gebod? En dan verwys hy nie na die 10 gebooie nie. Hy verwys hier na die 613 gebooie wat hulle gaan skryf het, is naas die 10 gebooie. En op daai 613 het hulle selfs nog 'n klomp ekstra gaan skryf, sodat daar oor die 3000 wette uiteindelik was, waarop die fariseer vir jou kon pinpoint en sê, nou oortree, nou doen jy verkeerd, nou maak jy nie reg nie. En hy verwag dat Jesus een van hierdie meer as 3000 wette moet uithaal en sê, dis die belangrikste, en Jesus val natuurlik nie daarvoor nie. Sê nee, die heel belangrikste, die grootste, meer as dit kan jy nie kry nie, is jou hart moet aan die Here behoort. Jou gedagtes moet aan die Here behoort, jou verstand moet aan die Here behoort. Lukas en Markus gaan selfs nog verder en sê, al jou krag moet aan die Here behoort. Jy moet hom met alles lief hê. Daar moet met ander woorde geen aspek van jou lewe wees wat buite rekening gelaat word as dit kom by jou liefde vir God nie. Dan volg hy dit op deur die tweede te sê, en die tweede wat hiermee gelyk staan, nie ondergeskik nie, gelyk aan hierdie eerste gebod, is jy met jou naaste lief hê soos jouself. Hoe liefde is nooit eksklusief nie. Dit sluit nooit uit nie.
Ek weet nie wie van julle die Wimbledon so 'n bietjie gevolg hierdie jaar nie, maar ek het 'n baie interessante ding geleer hierdie in Wimbledon tyd. Ek het dit trouens gelees in die Koran dat daar bestaan 'n members club. Okay, dis nou algemene kennis, almal weet daar's 'n members club van Wimbledon waarin as jy aan Wimbledon deelgeneem het, dan behoort jy aan hierdie members club. Maar ek weet nie hoeveel van julle het geweet daar is ook iets soos 'n champions club nie. En alleenlik voormalige kampioene van Wimbledon kan aan hierdie klub behoort. Daar's 'n plekkie in Wimbledon waar jy kan gaan, as jy 'n kampioen was, waar jy in daai vertrek kan by mekaar kom en kan kuier. As ek daar sou aankom en sê, ek wil net so 'n bietjie saam met hierdie ouens kuier, dan vir my sê, sorry meneer, hierdie is 'n eksklusiewe klub, net vir kampioene. Jy's nie welkom hier, jy mag nie hier wees nie. Word uitgesluit. Dis net bedoel vir sekere mense. Die liefde doen dit nie. Die liefde mag dit nooit doen nie. Die liefde mag nooit sê, ek het eksklusief net lief vir wie ek dink ek mag, of moet. Ek sluit ander mense uit, op grond van wat my kriteria ook al is nie. Liefde is nooit eksklusief, soos wat ons in die lewe dikwels kry nie. En om dit te verduidelik, en om dit te demonstreer, vertel die Here dan ons nou hierdie gelykenis. In Lukas 10, as die wet daarvoor ons saamgestel word, dan weet ons, Lukas brei so 'n bietjie verder uit. Die fariseer kom, vra wat is die grootste gebod? Jesus antwoord hom en dan vra hy, en dan sê hy in die tweede wat die mees gelyk staan, as jy met jou naaste lief is jouself. Dan hoor ons in Lukas in hoofstuk 10 dat hierdie fariseer hom verder wil handhaaf. En dan staan daar so, en dan vra hy so half arrogant vir die Here, en wie is my naaste dan nou? As jy nou sê ek moet my naaste lief hê, wie is my naaste nou? En weer eens met 'n agterding in sy kop, nee, want hulle het net seker ouens as hulle naaste gesien. En dan vertel Jesus mos die vergelykenis van die barmhartige Samaritaan, wat ons almal goed ken. 'n Jood word platgeslaan daar op die pad en word kaal uitgetrek en dan word al sy goed gesteel en daar lê hy half dood. En dan kom die eerste ou, mooi kerkman, vroom kerkman, die priester kom verby, check hom net half ver verby, want hy's op pad tempel toe waarskynlik. Tweedens kom 'n Lewiet, dieselfde gedagte, sien hierdie ou, raak nie aan hom nie, want hy kan onrein raak, stap ver by hom verby. En dan vertel die Here met opset, om te sê, dan kom daar 'n Samaritaan verby. En hy sê dit vir hierdie fariseer, nee, wat die wet ken, wat weet jy mag nie met 'n onrein mens meng nie, want dis deel van hierdie 613 wette wat ons geskryf het, dan raak jy self onrein as jy aan 'n onrein mens raak, en Samaritane is onrein. Hoekom? Omdat hulle in die ballingskap met ander volke begin trou het. Daarom het die Jode hulle as onrein gesien, en daarom mag hulle nie in die tempel gekom het nie, en daarom mag hulle nie in Jerusalem gekom het nie. En vertel die Here, hierdie ou, buig, versorg, vat hom herberg toe, betaal, alles wat daarmee saamgaan. En het jy ooit opgelet, wat vra die Here dan vir hierdie man? Wie dink jy is die naaste aan hierdie man, wat onder die rowers geval het? En hierdie fariseer het eintlik geen ander keuse om te sê, die Samaritaan nie. En dan sê Jesus nie, sodat ons baie keer dink, nou ja, dis jou naaste nie. Nee, hy sê, gaan wees jy dan 'n naaste, soos wat hy was. Die Here draai dit so 'n bietjie om, nie om te sê, wie moet ek en jy inreken in wie is ons naaste nie. Hy sê, nee, vir wie gaan jy 'n naaste wees? Vir wie word jy 'n naaste? Gaan wees jy 'n naaste vir mense wat dikwels uitgesluit word, wat jy glo of dink eksklusief nie in jou prentjie pas nie. Daardie mense is uiteindelik jou naaste. Maar dan hoor ons 'n derde ding, wat die Here nie hierso sê nie, maar wat die brieweskrywers nogals lief voor is, en veral Paulus, dat Paulus ook sê, daar is 'n liefde vir alle mense. As 'n liefde vir God, as 'n liefde vir die mense met wie ek dit doen kry, wat binne my verhoudingswêreld staan, vir wie ek 'n naaste kan wees, maar dan is daar ook 'n groep verder, wat ek nie ken nie, met wie ek dalk nie te doen het nie, maar wat nie uitgesluit word in my liefde nie. Hoor wat sê daar in 1 Tessalonisense 3:12, en mag die Here julle liefde vir mekaar, hoor ons iets weer van ons liefde vir mekaar, en dan sê hy, en vir alle mense, laat groei en oorvloedig maak. O God verwag ook van my en jou, om ander mense, buite ons wêreld lief te hê. Dit sluit die moslems in Jemen in, wat Christene se kele afsny, omdat hulle Christene is. Dit sluit die Pakistanis in. Dit sluit die Nigeriërs in. Dit sluit die ouens in Noord-Afrika in wat met voorvadergeeste en towery besig is. Dit sluit die mense om ons wat nie in die Here glo nie, in
Want dan kom die teks van Johannes 3:16 weer na vore. God het hierdie wêreld so lief gehad. Nie Suid-Afrikaanse Christene nie. Die wêreld wat bestaan uit mense wat nie in hom glo nie, wat anders glo, wat mense doodmaak wat soos ons glo, sluit hulle in. Hoekom? Omdat hy nie wou hê dat een van hulle verlore moes gaan nie. Maar dat hy uiteindelik sy seun sal ontmoet en saam met hulle die ewige lewe kan hê. Ook vir my en jou as kerk van die Here word verwag om 'n liefde te hê vir mense wat ver van die Here af is, wat die Here nie ken nie, wat selfs dalk die Here openlik verloon. Juis omdat hy die wêreld so lief gehad het, en wou hê dat ek en jy daardie liefde verder moet uitleef. Dit is Johannes wat dit baie sterk stel. Johannes sê vir ons daar in 1 Johannes 3 vers 10 en 4 vers 15 as ek reg onthou, 4 vers 20, 3 vers 15 en 4 vers 20 sê hy vir ons dat dit is onmoontlik om jou broer wat jy kan sien nie lief te hê nie en te sê jy het God lief. Dit is onmoontlik. Jy kan nie in haat teenoor mense leef terselfdertyd sê ek het God lief nie. Dit sê Johannes is onmoontlik. Hy wat God wat hy nie kan sien, kan lief hê, kan onmoontlik nie sy broer nie lief hê nie. En andersom. Hy maak dit baie duidelik, jy kan nie sê jy het God lief, maar jy haat jou broer nie. Want hy wat vir God nie kan sien nie, kan nie sê ek het hom lief, maar hy wat hy kan sien, sê ek het hom nie lief nie. God verwag van ons uiteindelik om in 'n wêreld waarin liefde so skaars geraak het, waarin haat en nait en afguns en noem al hierdie slegte goed eerder die boetoon voer, dat die kerk van die Here anderster moet wees. Dat ons juis vanuit die liefde wat ek vir God het, die liefde wat ek vir my medemens het, ook sal dit oorloop en sal dit oorspoel in 'n wêreld daar buite. Johannes 13 vers 34 is die kernteks natuurlik. Jesus was sy disippels se voete. Dis die aand voor hy gekruisig word, hy het die nagmaal ingestel, het 'n gesprek met hulle oor alles wat vir hulle voorlê en wat gaan gebeur. En dan sê hy vir hulle in vers 34, ek gee nou vir julle, hier in hierdie oomblik, in hierdie konteks waarin ons nou is, gee ek vir julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. En dan is die gevolg wat hy daar uitspeel. Want as julle mekaar liefhet, sal die wêreld kan sien dat julle my volgelinge is. Sal met ander woorde die wêreld kan sien dat julle die kerk van die Here Jesus Christus gaan wees. In 1 Johannes 4 doen Johannes presies dieselfde. As hy sê, as ons maar kyk hoe lyk die liefde wat God vir ons het, en dan verwys hy na wat Christus vir ons aan die kruis kom doen het, dan sê dan is daar geen ander opsie vir jou nie, as om mekaar lief te hê nie. Julle moet mekaar lief hê, omdat Christus ons eerste lief gehad het. Dis 'n gebod wat ons nie ligtelik kan opneem nie. Dis nie 'n opsionele in die kerk, as dit kom by die liefde nie. Die Here verwag van ons as sy kerk, as ons regtig ware kerk wil wees, dat ons hom met ons alles sal lief hê. Dat ons mekaar sal lief hê, soos wat ons hom lief het, gelykstaande, soos wat hy in die samevatting sê. Maar dat hierdie liefde dan uiteindelik ook sal oorloop in 'n liefde vir 'n wêreld daar buite. Kom ons gaan wees ware kerk, deur werklik waar liefde op hierdie wyse ook te gaan leef. Amen. Here, ons sukkel partykeer as dit kom om ander lief te hê, wat nie soos ons dink of lyk of ruik nie. Dankie dat ons vanmôre maar net weer mag hoor, dis wat U van ons vra, as ons werklik ware kerk wil wees. My gebed is dat dit sal begin by alles oorheersende, omvattende liefde vir U, waar ek U met my hart en my siel, my verstand en al my krag sal lief hê. Dat ek 'n naaste vir ander sal gaan wees, en dat ek hulle sal lief hê soos wat ek myself het. Onselfsugtig, onverdiend. En dat hierdie liefde uiteindelik sal oorspoel na 'n wêreld daar buite, wat U dalk nog nie eers ken nie, ver van U leef, wat nog eers van U gehoor het nie. Wil U gee dat ons werklik waar met liefde sal leef, sodat die wêreld daar buite kan sien, ons is U kerk. Dit vra ek en pleit ek in die naam van ons Here. Amen.